Goeiedag en baie welkom, waar jy ook al vandag hierdie boodskap luister, dalk by die huis, in jou motor, vroegoggend met jou koppie koffie, of vanaand voordat jy gaan slaap. Ek wil jou herinner aan iets pragtig. God het jou nie gemaak om alleen deur die lewe te gaan nie. Ons het mekaar nodig. Ons het mense nodig wat saam met ons kan lag, saam met ons kan huil, saam met ons kan bid en ons kan herinner aan die goedheid van God. En daarom is Psalm 133 vandag se boodskap so besonders. Kom ons luister saam na God se woord vanuit Psalm 133 wat net 3 verse het. Hoe goed, hoe mooi is dit as broers eengesind saamwoon. Dit is soos kosbare olie op die kop wat afloop oor die baard van Aaron wat afloop oor die soem van sy klere. Dit is soos die dou van Hermon wat op die berge van Sion neerdal, want daar gee die Here sy seën lewe tot in ewigheid. En in Jesaja 56 hoor ons God se hart vir mense wat na hom toe kom. My huis sal uitgeroep word tot 'n huis van gebed vir al die volke. En dan sê die Here, ek sal nog ander by hulle bymekaar maak, buiten die wat reeds bymekaar is. Tot sover. Indrukwekkende stukkie is dit nie? Psalm 133 begin met hierdie eenvoudige woorde, hoe goed, hoe mooi is dit as broers eengesind saamwoon. Ons weet almal hoe kosbaar dit is wanneer daar vrede in 'n huis is, nie waar nie? Wanneer mense mekaar verstaan, wanneer daar vergifnis is, wanneer jy weet, jy behoort, ek behoort hier. Maar ons weet ook hoe swaar verdeeldheid kan wees, nê? Een verkeerde woord kan 'n verhouding verander. Een onvergeefde seer kry kan jare lank tussen mense staan. Een misverstand kan mense van mekaar wegtrek. En soms gebeur dit selfs onder gelowiges. Ons kan almal vir God lief wees en tog van mekaar verwyderd raak. Ons kan in dieselfde kerk sit, dieselfde lied sing en dieselfde Here aanbid, maar steeds iets in ons harte dra wat ons van iemand anders weghou. Daarom sê Psalm 133, hoe goed, hoe mooi, want eenheid is kosbaar. Maar hier is iets belangrik. Eenheid beteken nie dat ons almal dieselfde moet wees nie. God het ons verskillend gemaak en hoe besonder verskillend is ons nie. Ons het verskillende persoonlikhede, verskillende gawes, verskillende stories, verskillende ervarings. Ons dink nie altyd dieselfde oor alles nie waar nie. Maar die kerk se eenheid is nie gebaseer op die feit dat ons dieselfde is nie. Dit is gebaseer op die feit dat ons aan dieselfde Here behoort, die drie-enige God. Want ons het een Vader, een Verlosser, een Here Jesus Christus, een Heilige Gees, een hoop. En daarom kan ons verskillend wees en tog saam behoort. Psalm 133 gebruik 2 besonderse beelde om God se seën te beskryf, nie waar nie? Want die eerste is die olie wat oor Aaron se kop afloop. En dan die tweede is die dou wat verfris. Dink daaraan, olie wat vloei, dou wat varsheid bring. Dit is 'n prentjie van iets wat van God afkom en mense se lewens aanraak. God wil nie hê sy kinders moet net langs mekaar bestaan nie, net in hulle eie gemaksones bly nie. Hy wil hê ons moet saamleef, ons kant bring, saam bid, saam dien, saam dra, saam vergewe, saam hoop, saam hartseer wees en saam vreugdevol wees. En dan bring Jesaja 56 vir ons nog 'n belangrike perspektief met hierdie saam. God sê, ek sal nog ander by hulle bymekaar maak. Wat beteken dit? God se hart is om mense bymekaar te bring.
nie om ons in ons eie alleen te los nie. Die menslike hart wil soms grense trek nie waar nie. Dat ons vir mekaar dan sê, nee, ek hoort nie hier nie. Daardie persoon hoort nie hier nie. Hulle is nie soos ons nie. Hulle is anders. En partykeer hoor ons dit selfs. Jy hoort nie hier nie. Jy hoort werklik hier. Jy hoort nie hier te wees nie, want jy's anders. Hou op na die wêreldse dinge luister. As jy in Christus is, dan gaan jy oral hoort. Maar God sê, ek bring nog ander by mekaar. Daarom moet die kerk 'n plek wees waar mense iets van God se hart ervaar. 'n Plek waar die eensame kan voel, ek is nie alleen nie. Waar die gebroke kan voel, daar is genade vir my. Waar die mens wat ver van God afgedwaal het, kan hoor, kom huis toe. Waar iemand wat voel hulle hoort nêrens nie, kan ontdek, daar is plek vir my by God. Saam die gemeenskap van heiliges, want ons is die liggaam van God. Jesaja sê, my huis sal uitgeroep word tot 'n huis van gebed. En wat 'n wonderlike beskrywing. 'n Huis van gebed, 'n plek waar ons nie net oor God praat nie, maar waar ons saam met God leef en hom weerspieël. 'n Plek waar ons mekaar na God toe dra. En miskien is dit presies wat jy vandag nodig het. Miskien voel jy alleen. Miskien is daar spanning in 'n verhouding. Miskien is daar iemand wat jy moeilik kan vergewe. Miskien is jy self die een wat seer gekry het. Of miskien het jy iemand seer gemaak. Dan wil ek jou vandag herinner, God kan herstel wat ons nie self kan herstel nie. Kies net om te kom, want jy's welkom hier. Jy hoef nie alles vandag op te los nie, maar jy kan vandag die eerste tree gee. Jy kan selfs bid en sê, Here, begin by my. Here, verander my hart. Help my om te vergewe, te luister, om minder vinnig te oordeel, om vrede te soek, om mense nader aan U te bring en selfs aan my verhouding aan U te werk. Want die vraag is nie net, is daar die eenheid rondom my nie. Die vraag is ek iemand wat eenheid bring, of is ek iemand wat eenheid afbreek, omdat ek eerder in my eie gemaksone wil bly, om dinge nie in die gesig te staar nie, om nie vir hulp te vra nie. Kom ek vra jou eerder dit. Wanneer ek praat, bou ek op of breek ek af? Wanneer ek van iemand praat wat nie daar is nie, bring ek vrede of verdeeldheid? Wanneer iemand my seer maak, kies ek vergifnis of bitterheid? Wanneer iemand anders as ek is, gee ek ruimte of sluit ek hulle uit? En miskien is daar vandag iemand oor wie jy moet bid. Miskien moet jy iemand kontak. Miskien moet jy sê, ek is jammer. Miskien moet jy sê, ek vergewe jou. Of miskien hoef jy net vir iemand te wys, jy is welkom, jy behoort. Want Psalm 133 eindig met hierdie wonderlike waarheid. Daar gee die Here sy seën, lewe tot in ewigheid, waar God se mense in liefde saamleef. Daar is iets van die hemel op aarde, nie omdat ons perfek is nie, maar omdat God se genade groter is as ons gebrokenheid. So waar jy ook al vandag hierdie boodskap luister, wil ek regtig jou los met hierdie vraag. Wie kan jy vandag nader trek na God toe? En hoe gaan jy dit self doen om nader aan God te kom? Wie het dalk 'n boodskap nodig, 'n oproep, vergifnis, 'n gebed? Wie het nodig om te hoor, ek is bly, jy is hier? Mag jy vandag 'n mens wees wat by mekaar kom en nie uit mekaar breek nie,
Mag jy vrede bring, mag jy liefde wys, mag jy vergewe, mag jy mense nader aan Jesus bring en mag jy self vandag weer weet, ek behoort aan God. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat U ons nie alleen laat nie. Dankie dat U ons deel maak van U liggaam, U kerk en U familie. Here, ons bely dat ons soms verdeeldheid veroorsaak. Ons praat wanneer ons eerder moet stil bly, ons oordeel wanneer ons eerder moet luister. Ons hou vas aan seer kry wanneer U ons leer om te vergewe. Here, begin vandag by my, verander my hart, maak my 'n mens wat vrede bring. Help my om mense nader te trek en nie weg te stoot nie. Help my om te vergewe, lief te hê, te luister. En Here, waar daar gebroke verhoudings is, bring genesing. Waar daar eensaamheid is, bring mense. Waar daar verdeeldheid is, bring vrede. En waar iemand ver van U af voel, trek hulle nader. Maak U kerk 'n huis van gebed, 'n huis van genade, 'n huis van liefde, 'n huis waar mense U kan ontmoet. Want U moet deur ons weerspieël wat die kerk is, wat saam met mekaar kan staan in U. En Here, gebruik ook vir my. Wys my vandag wie U deur my wil aanraak. Ons bid in U naam alleen, in Jesus Christus. Amen. Mag jy vandag onthou, waar eenheid woon, daar stort God sy seën uit. En mag die Here jou gebruik om daardie seën verder te dra.